Goeienaand, het is lekker om weer saam met julle te kuier hier op 'n donderdag aand. Goeienaand en baie welkom weer. Ja, en dankie vir almal wat gaan inskakel nou en hierna. Is altyd lekker om oor 2 dae kyk ons weer na die comments en dan sien ons wie na die tyd ook bygekom. Dit is so. Ja, dit was 'n bedrywige week en almal was aan die gang gewees en ons het 'n baie mooi naweek agter die rug. Ja, dankie vir almal wat die konferensie bygewoon het, almal wat daarvoor gebid het, die wat ver was, die wat wou kom, maar deur omstandighede verhoed is om te kom. Ons hou dit glad nie teen iemand nie. Maar dit was 'n baie geseënde naweek gewees. Ja, kom ons kyk net eers gou wie is op, want dan sal ons 'n bietjie verder gesels daar. Sonja, Erna en 2 ander wat ek nie se name kan sien nie, maar baie welkom solank vir julle. Dit is lekker om weer saam met julle te kuier. Ons het eintlik gedink, ons wil sommer so 'n bietjie gesels oor ouens wat die konferensie bygewoon het. Hallo oom Mike en terwyl oom Mike baie sterkte vir julle as familie met jou skoonsister se afsterwe. Ja. Dra ook asseblief ons simpatie en ons groete oor. Ja. Ook na jou familie. Ja. Hallo Charlotte, baie welkom ook vir jou. Ek hoop jy voel bietjie beter en Sonja ook. Dit was ook maar vir julle 'n rowwe tyd gewees hierdie afgelope tyd. Maar ja, ek dink dit is nogal belangrik dalk dat ons 'n bietjie terugvoer kan gee oor die konferensie. Daar het regtig baie besondere en mooi goeders gebeur. En hallo Pieter Ley en Christine, lekker om julle te sien. Alet Swanepoel, baie welkom ook vir jou. Lekker om saam met jou te kuier ook. En ek dink net mense is op die getuienisse wat ons op die oomblik kry, is mense is regtig bonatuurlik aangeraak. En dan ook mense is verras oor wat gebeur het en hoe God net eintlik ook vir hulle uitgekies het om ook antwoorde te gee. Leni het onder andere, ja, hier's Lene, dit was verseker gewees. Leni het ook nou gesê hoe is haar gebede beantwoord en hoe die Here eenvoudig deur Andries net vir haar 'n belofte kom gee en daai belofte het nou in vervulling gekom. Het sy nou vir my laat weet. So, Sure. Prys die Here. Dis net God wat dit kan doen. Daar's goed wat buitengewoon is, wat ons net in ons eie lewens, in ons eie beperkte lewens, net nooit sal kan doen nie. En ek bly net terugdink aan, ek sê nou die dag vir hulle, vir my familie, die eerste keer toe ek 'n profetiese woord ontvang het, was dit vir my so kragtig geweest, want ek het net op daardie stadium gevoel, wow, God het my uitgekies, uit al hierdie biljoene mense wat op aarde leef, het God gekies om met my te praat, en hy het presies geweet wat in my lewe aangaan, en dit het my totale lewe verander, en ek dink dit is my een begeerte, is dat ander mense se lewens ook so verander word. Die oomblik is 'n mens besef, maar en dis nie net om te weet wat ons lees in die woord, en ek het groot geword met die woord, God het ons lief, daai kanselkleed, God is liefde, ons is altyd blootgestel daaraan, maar om iets van God te ervaar, en so 'n tipe woord te ervaar, wat jou totale lewe verander, en wat 'n absolute indruk bring van God se ontsaglike liefde, en dat hy ons kan uitkies en kan sê, maar ek het 'n woord vir jou, en ek wil, en God kom, en hy bederf ons eintlik, en ja, ek dink hierdie woord, die opskrif van ons staan verbaas dan, oor dit wat God in ons eie lewens kom doen, iets wat 'n mens baie keer nie eers verwag het nie. En dit is die verrassingselement van dit, wanneer God net eenvoudig in ons lewens kom inspreek, en daardie oomblik verander alles. So daar's sulke mooi getuienisse van iemand se knie wat genees het, en ons dan nie spesifiek gebid vir daardie persoon se knie nie. So sulke mooi goed wat net eenvoudig deurkom. Maar skryf asseblief julle getuienisse vir ons, vir die ouens wat die konferensie bygewoon het. Ons sal dit graag wil hoor.
Ja, sterk toe Mike, ek sien oom gaan bid hier toe. Okay. Is reg so. Ons gesels se volgende keer weer. Ja, Leni sê amen. God se liefde is onbeskryflik groot en dit is hoe ek gevoel het. Ja, kyk, ek dink daar was twee fasette wat gebeur het, of 3 eintlik, of 4 of 5, of wie dit ervaar het. Daar was die woordverkondiging. Ja. En die woordverkondiging is opgevolg met profetiese woord, woord van kennis, ook genesing. Ja. Elna verwys nou na die vrou met die knieg. Pieter het op 'n stadium net gesê hy ervaar iemand met 'n knieg en die getuienis van die dame is sy het iets hoor klap in haar knieg. En toe is die pyn weg. En ek het gister navraag gedoen. En dit was Saterdag, ek het gister navraag gedoen en die pyn is nog steeds weg. Ja. Sy klim in en uit in 'n bakkie soos 'n jong mens. Wow. So dis wat God kom doen en dis bonatuurlik en dis God se werk en hy genees en hy bring verandering in ons lewens. So hallo Pieter, daai Delmas uit, dankie vir jou woord ook. Hierdie naweek, God het regtig so besonder mooi gewerk. Jan Huiser, naand almal, mag God almal seën. Amen. Dankie. Martie Smit, baie welkom ook Martie. Vir jou hier so by ons. Lekker om saam met almal te kuier. Jy sien die krisisse of die frustrasie by sommige mense is, hulle hoor hierdie goed en dan dink hulle jy moet 'n Andries van Heerden of 'n Pieter of 'n Zelda of wie ook al wees om dit te ervaar. Terwyl dit baie duidelik is in die Bybel dat almal kan die woord verkondig, almal gaan nie dominees word nie of pastore word nie, maar almal kan die woord verkondig en ons almal het gawes gekry om op te tree in die naam van Jesus Christus. Sodat mense kan verbaas staan as hulle na jou kyk. En as hulle net kyk na jou lewe, jy hoef nie ergens 'n veldtog te gaan hou nie. Jy kan net lewe vanuit geloof, vanuit die wete dat die Here met jou is. Kyk, daar's besondere gebeurtenisse, geleenthede in die Bybel wat vir ons opgeteken is. Waar mense verbaas was oor iemand anders. So byvoorbeeld in Handelinge 4. Petrus en Johannes wat gevange was en hulle word voor die Joodse raad gebring en dan praat hulle met die Joodse raad en hulle is so vol vrymoedigheid, vol van die Heilige Gees, dat die mense verbaas was oor hulle lewens. En hulle neem kennis dat hierdie manne by Jesus was. En hulle probeer hulle stil maak. En dan sê Petrus hulle, kerels, vir wie moet ons nou eintlik luister? Ja. Moet ons vir God luister of moet ons vir julle luister? Ek dink dit is nogal 'n ding wat 'n mens ook deesdae kry, is dat jy het 'n getuienis en jy wil hierdie vertel vir mense en mense sê ag, bly liewer so stil want ek wil dit nie glo nie, ek wil dit eintlik nie hoor nie. Nee, en hier het hulle dieselfde. Eintlik was dit al 'n probleem wat toe al ontstaan het, alreeds eintlik was hulle alreeds bewus van dit gewees. So dit kom steeds in ons lewens voor en hoe gaan ons dan voortgaan? Ja, kyk, ek dink ons moet vir mekaar sê die Here wil almal gebruik. God gebruik gewone mense. Ja. En God wil jou ook in 'n verhaal inskryf waar ander verbaas sal staan oor jou lewe. Waar almal verwonderd sal wees. Is dit nou regtig hy? Is dit regtig sy? Ons ken haar. Ons ken hom. Ja. Ons weet wat hulle droog gemaak het. Ons weet hoe hulle klein tyd was, né? Né? Maar baie keer sê ons die Here kan nie regtig deur my werk nie. Maar weet dit vanaand. Die Here soek net hulle wat sê, vul my en doen met my, deur my, dit wat ek nie self kan doen nie. Want die Heilige Gees wat Petrus gevul het, is dieselfde Heilige Gees wat in ons woon. Ja. Hy het nie verander nie. Is nie iemand anders nie. Is steeds die Heilige Gees. Hy werk steeds dieselfde. En as jy sê, nee, ek is maar net 'n gewone mens,
wow, jy's 'n uitstekende kandidaat. Ja. Want jy hoef nie spesiale toerusting te hê nie of opleiding te hê nie. Dit sal help as jy opleiding het om 'n sekere kennis te hê oor die woord. Maar die Heilige Gees sê, ek wil jou gebruik in die koninkryk van God. En wanneer die Heilige Gees ons gebruik, dan is dit altyd met 'n doel. Ja. En dis om ons oë te vestig en om ander mense se oë te vestig op Jesus Christus. Ja. Ek dink partykeer dink ons is net eenvoudig nie goed genoeg nie om deur God gebruik te word nie. En soms is ons soos in, maar God sal nie deur my wil praat en deur my wil werk of met my wil praat nie. En God sal my nie, hoekom sal God my nou wil genees? En ek dink dis waarmee ons baie keer worstel, nê? En is eintlik dan hierdie van ons gaan eintlik verbaas staan as ons self net oopmaak. Ja, so as jy vir die Here vra, help my, Ja. of die Heilige Gees vul my, of jy sê, laat my omstandighede verander, dan sê jy eintlik terwille van Jesus. Ja. Genesing terwille van Jesus. Doen 'n wonderwerk, maar nie net om 'n wonderwerk te doen nie, maar sodat Jesus die eer kan kry. Maak voorsiening, maar nie net voorsiening nie, sodat Jesus die eer kan kry. Verander my man, maar verander hom vir Jesus. Red my kind, maar red hom vir Jesus. Doen hierdie wonderwerk, wat ons oë laat oopgaan, sodat ons Jesus kan sien. Ja. As 'n mens so begin optree, as jy mense verbaas staan oor jou lewe, dan gaan hulle begin vra, maar wat het jy, wat ons nie het nie? Ja, is Hoe is jy dan nou so? En die antwoord is nou maar altyd, Jesus, né? Ja. So jy kry dan die geleentheid om oor Jesus te kan praat. Petrus het nie daar gestaan en gedink, hy staan voor die Joodse raad en Annas en Kajafas. Jesus het voor hulle verskyn. Ja. So sy broek het gebewe. Maar hy het die vrymoedigheid vol van die Heilige Gees. Amen. So jy kan regtig praat oor dit wat saak maak. Jy kan regtig praat oor dit wat die Here in jou lewe gedoen het. Moenie stil bly daaroor nie. Ja. En wanneer jy gaan begin praat, dan gaan die Heilige Gees jou die vrymoedigheid gee om wel te kan praat. Partykeer as 'n mens so na dominees kyk of pastore wat preek, dis nie altyd maklik nie. 'n Mens gaan partykeer daar met bewing op daai kansel. Ja. Maar as jy daar is, dan weet jy is nie terwille van jouself daar nie. En die Here gee dan vir 'n mens die vrymoedigheid. Dink net as jy in 'n geselskap is, by jou werk is, en jy doen dit die eerste keer. Doen dit net die eerste keer. Daarna die tweede keer, derde keer, vierde keer, gaan jy net meer en meer en meer vrymoedigheid kry. Dit is en vrymoedigheid beteken nie jy skree die ander ou se kop af nie, of jy gaan in hierdie irriterende argument met 'n persoon in. Jy is nie weird nie. Jy praat oor Jesus. En daarom kan jy maar net rustig wees. En 'n mens groei daarin. 'n Mens groei daarin. Jy weet ons almal vra dat die Heilige Gees ons moet lei. Elke dag lei ons Here. Ek moet vandag soontoe gaan. Ek moet daai ding gaan doen. Ek moet hierdie besluit neem. En dis reg. Ons moet die Here vra om ons te lei. Maar vul jou gebed net aan om te sê, Here, vul my vandag. Want ek wil ook hê dat die mense met wie ek te doen kry, moet Jesus leer ken. Ja. Maak net daai klein veranderingkie in jou gebed. En hy gaan vir jou die wysheid gee om die waar en die hoe en die wanneer en die wat, om dit alles te kan doen. Hy gaan jou bemagtig. En nog weer eens gaan die mense sê, wow, hierdie ou, waar kom hy vandaan? As jy naby aan Jesus bly, want hierdie Joodse raad
het kennis geneem dat Petrus en Johannes, Handelinge 4, volgelinge was van Jesus. Ja. Een vertaling sê, hulle het gesien, hulle was by Jesus. As jy naby Jesus bly, gaan jou lewe later soos syne lyk. En mense sal verbaas wees oor jou, want die vrug om naby Jesus te bly, gaan uitstaan. Die vrug om vervul te word met die Heilige Gees, gaan na vore kom. Mense staan nie in die oggend op en sê, vandag gaan ek buitengewoon lewe nie. Nee. Jy staan op en sê, vandag wil ek naby Jesus lewe, vervul deur die Heilige Gees. Ja. En die Heilige Gees moet my lei. Dit word eintlik half 'n lewe van gebed. Nee, ek staan op, ek is bewus van die Heilige Gees. Ek dink altyd aan myself, ek klim in die kar, ek bid op pad. 'n Mens is die hele tyd bewus en eintlik half net probeer net die hele tyd om in sy teenwoordigheid te leef. Absoluut. En nou die soort van die humor in hierdie hele ding, is nie humor nie, is eintlik baie ernstig vir hulle gewees. Die Joodse raad stuur hulle weg, sê ons het niks teen julle nie, julle het 'n man genees, ons sien hierdie man, hy's al oor die 40 jaar oud, hy kan loop, hy was verlam. En hulle gaan na hulle vriende toe. En hulle vertel alles wat hulle met hulle gebeur het. En dan bid hulle weer. En hulle begin hulle gebed, Here, U wat die hemel en die aarde gemaak het en die see en alles daarin. En dan in vers 29, Handelinge 4. En nou, Here, kyk hoe dreig hulle ons. En wat vra hulle? Hulle vra nie vir beskerming nie. Hulle vra nie, sit die engele om ons nie. Hulle bid, gee ons vir meer vrymoedigheid. Ja. Gee ons dat meer vrymoedigheid. Nee. En toe slaat die vrymoedigheid sommer uit hulle uit, né? En want toe sê hulle, strek U hand Ja. uit, sodat ons ook, dat daar ook mense kan genees word. Dat daar tekens gedoen kan word, dat daar wonders gedoen kan word in die naam van Jesus Christus van Nazareth. Sjoe. Nee. Ja. Toe hulle het hierdie vrymoedigheid om te sê, ons gaan nie hier stop nie. Ons is nie bang nie. Ons het 'n bietjie teenkanting gekry, Ja. ons het 'n nag in die tronk geslaap. Ja. Maar dit maak nie saak nie. Ja. Gee ons meer vrymoedigheid, Ja. want ons weet mense gaan genees word, ons gaan preek. Ja. Maar mense gaan ook genees word en mense gaan wonders sien en hulle gaan tekens En dit sien. gaan hulle lewens verander. En die oomblik as 'n lewe verander, dan weet jy eenvoudig daar vind genesing daarin plaas. Want as ons God se liefde kan ontdek, en ek dink dit is my die mense, as ons net mense so ver kan kry, en dit is eintlik net, laat toe dat God sy wonders deur jou doen. Laat toe dat hy deur jou praat. Ons vrees partykeers weer, of ons dink ons het nie die regte woorde nie. Maar weet jy wat, soms sit God net daar spesifieke woorde in jou mond, en dis partykeer al wat jy nodig het om te sê. En dan ons twyfel so aan onsself. En dit neem partykeer ons vrymoedigheid weg, maar ek wil soos hierdie sê, maar gee vir ons dan nog meer vrymoedigheid. Nog meer vrymoedigheid. Nog meer. Dat mense nog meer verbaas sal staan, nie oor ons nie, maar oor Jesus wat in ons is. Absoluut, ja. En nadat hulle gebid het, toe skud daai plek. Ja, nee. Staan so, Handelinge 4, gaan lees dit maar. Ja. En dis wat daai gebede maak. Wow. Dit skud 'n plek rondom jou. Ja. Oh, So moenie ophou bid nie. absoluut. Moenie ophou bid dat die Ja. Here jou gaan gebruik nie. Ja. Dis nogals belangrik. Dis nie jy nie. Ja. Maar mense gaan vra waarmee is jy besig? Ja. Dis Jesus. Ja. En ek weet dit klink soos 'n godsdienstige antwoord, maar dis die enigste antwoord wat ons het. Dit is so. En hy is die geneesheer. En hy is die genees. En hy is liefde. En hy is die een wat wonders doen. Ja. So. Vanaand is kort opsomming. Ek glo. Ek is vol vertroue in God. Ek sal nie bang wees nie. Ek gaan my voete op die rots plaas. Van eeue. Ek gaan my vrees vir hom gee. En ek gaan naby hom lewe. Ja. Vol van die Heilige Gees. En ek kan nie wag om te sien wat hy gaan doen nie. Amen. Ja. Ja. Nee. Dis waar ek wil wees.
Ja, sodat Absoluut. mense u kan leer ken. Ja, absoluut, ja. Wat sê? So ons het gesê van Mike se skoonsussie, as ek so vinnig hier kyk, Charlotte, se dogter, Shamaine het begin met haar chemo. Annemarie Swanepoel het heupvervanging gekry. So, en steeds bid vir ons hier in Rustenburg, die werksverliese is die swaard hang oor die mense. En dis nou amper hierdie naweek, maandag, wat die swaard gaan val. Sure. Bid vir ons kinders, ons gaan nou in 'n vakansietyd in, maar bid vir ons kinders, alle kinders, van oud tot jonk, is onder geweldige druk, Ja. om te presteer, om ergens iemand te wees, wat hulle nie eintlik wil wees nie, maar die samelewing Ja. dring hulle daartoe. Die druk is baie groot. Die druk is hoog. So kom ons bid. Dankie Here dat ons weer vir die Nel kan bid en van Nel Christo en vir Charlotte, Here, u weet die op en afs in haar lewe, maar dankie dat u ook steeds vir haar gebruik en vir Lee gebruik. Ons bid vir Nel, Here, dat sy beter sal word. Ons bid vir Martin en Elsie Vos, Rensha Krause, die ander Shamaine, dat hy ook met haar sal wees. Dankie dat dit goed gaan met Christoph. Ons bid vir Annelien en vir Pieter, met die lewerkanker, en Marina de Vos en Marinda Leroux en Marno Breed en Isak Jonker. Here, ons kom net weer en ons plaas hulle net weer eenvoudig voor u troon. Bid vir klein Aaron, dat hy dag na dag net beter sal word, meer beweging sal kry. Dankie dat ons steeds kan bid vir Martin en Erna Pelser. Ons plaas hulle in u hande, Here, ons vertrou u ook vir hulle. Ons bid vir Pedro Botha en Alpa Mias, Johan van Rooyen en Niels van Rensburg, vir Lucy, en dankie Here dat Lucy ook by die konferensie was en ver gery het om hier te wees. Ons bid vir haar en haar ma, dat hy ook vir hulle sal aanraak. Dankie dat ons kan bid vir Russell en Joan van der Berg, en vir Mike en sy gesin, Marie Klaasen en Elsabeth Pieterse. Ons bid vir Nolien, wat ook in die hospitaal is. Ja, Here, en ons kom ook nou in ons plaas vir Ewen Kloppers ook voor u, en ons dankie, Here Jesus, dat u ook vir hom op 'n besondere manier aanraak. Ons gee ook Clarissa Barnard vir u, en daar waar sy ook self soveel keuses moet maak, en kom ons bid, Here Jesus, dat u vir haar op 'n besondere manier sal aanraak, en dat daar vir haar deure sal oopmaak. Ons kom ook nou, en ons bid vir Adele Marks, vir haar rug, Here Jesus, en ons bid dat u vir haar sal omvou, vir Trudy die Beson. U ken elke situasie in haar lewe, elke omstandigheid, dit waarmee sy worstel, haar siekte toestand, Here Jesus, en ons bid dat sy so vol sal word van u Heilige Gees, dat dit wat haar liggaam kom aanval, dat dit sommer net sal verdwyn in die naam van Jesus Christus. Ons bid volkome genesing in die naam van Jesus Christus. En ons bid vir Letty en vir Linda Vermeulen, en Linda wat self ook sukkel met haar rug. Here Jesus, ons kom sommer net verklaar net dat daar genesing gaan kom in die naam van Jesus Christus. Vir Nora Myntjies en vir Andries Pretorius en vir klein Leon, Here Jesus. U ken hulle en ons gee hulle ook vir u. Ons dank u alreeds vir die genesing wat in Handie plaasvind. Here Jesus, u het vir haar op 'n besondere manier kom aanraak, en daar's absoluut so 'n huppel in haar stap. Dankie dat u ook hierdie naweek in haar lewe op 'n besondere manier kom werk het. Ook vir Ingrid Kaywood bid ons. Ons gee haar ook vir u, Here Jesus, en vir Tannie Audrey, vir Nicolien Tomay. Ons bid dat u self ook net daar sal kom intree, en dat u absoluut kom genesing kom bewerk.
Ons bid vir Anand die Oosthuizen en vir Karen wat soveel angs beleef en vir Jan en Alicia bid ons ook vir nuwe deurbrake en vir Marie en haar familie, o Vader, bid ons dan ook nou dat U self vir hulle sal omvou, dat U self daar sal intree, dat U self daar die familie vir hulle ook wysheid sal gee in situasies en omstandighede te hanteer. Vir Wash van 'n Merwe, ons eer U, Here Jesus, dat U self ook betrokke is in sy lewe. Ons kom bid vir Willem en ons bid dat U daar deurbrake sal gee in werksituasies. Ag o Vader, ons kom net en ons gee dit vir U. Hier is soveel goeders in ons land wat ons nie meer verstaan nie. Maar dankie Here Jesus dat U die ene is wat in totale beheer is. U het vir ons hierdie naweek dit so kom bevestig dat dit wat niemand van weet nie. U is die een wat kom en U is die een wat inspraak lewer en U is die een wat deure oopmaak en deure toesluit. En ons dankie Here en ons bid dat daar vir hom ook nuwe deure sal oopmaak. Vir Christo en Hanlie, Here, tel vir hulle op en hou vir hulle net vas teen die bors en kom en net en stort nog meer en meer van die Heilige Gees ook in hulle lewens uit. Ons bid vir oom Botti, Here, en ons dankie vir elke tree van genesing wat hy ook op die oomblikspad stap. Vir klein Zoe en Evie, ons babiekies, bid ons, Here Jesus. En dankie dat U 'n God is wat omgee. Dankie dat U 'n God is wat die kindertjies raak sien. Ons eer U vir Marguerite se herstel en se genesing. So ook vir Sie se herstel, die pad wat sy ook stap. Here, leer vir ons om geduldig te wees. Leer vir ons om te luister wanneer U ook praat. En wanneer U ook sê rus liggaam, dat ons ook daarmee sal inval en na U sal luister, want U is die groot geneesheer. Vir Marita eer ons Here Jesus ook vir haar rug en dankie ook vir dokters wat ook hier ingegryp het en ook vir haar daarin kon help. Ons bid ook vir Bram en vir Hester en vir Zelda daar in Sedgefield. Here, dat U ook daar vir haar deurbrake sal gee, vir Leni, vir enige siektetoestand. Here, U het vir haar op 'n besondere manier kom aanraak hierdie naweek. En ons dankie en ons eer U alreeds vir dit. U kom meer doen as wat ons kan bid of dink. En vir Mantie Louis, Here Jesus, U is een van U dogters. U ken vir haar en U het haar op die naam geroep en sy behoort aan U. En Here, dankie dat ons haar weer eens en vanaand aan U kan opdra. So bid ons ook vir Kobus van Sail en vir Teresa Erasmus en vir Annemarie Swanepoel, elke een wat in situasies verkeer in siektetoestande het. O Vader, kom U asseblief en gryp U net op bonatuurlike maniere in. Vir Belinda en vir Daniel ook, Here. Dankie dat ons vir hulle kan bid. Vader, ons kom net vanaand ook en ons bid vir families en ons dankie o Vader dat ons families, gesinne en jong kinders en kindertjies wat onder soveel druk verkeer, vanaand net vir U kan kom gee. Here, kom U en werk U in hierdie families en kom U asseblief Heilige Gees en stort net meer en meer van U uit. Mag ons rus vind, mag families kom rus vind in U. Mag daar vrede gevind word in U, want U is 'n God wat bo alles heen kan kom werk. Here, ons dankie dat ons bid net dat families regtig net by U sal kom rus vind, Here Jesus, want dit is wat so absoluut nodig is, gesinne, ons kinders, ons kleinkinders, Here, kom dra ons vanaand net aan U op, en ons dankie dat U elkeen red, en dat nie een verlore sal gaan nie, en ons eer U, en ons dankie vir die grootheid, en die genade, en die uitstorting van die Heilige Gees in ons lewens. Amen. Daar sê, ek sien Lamont kyk, baie welkom, Mariette kyk, jy is ook baie welkom, en ek het nou een nuwe naam gesien, Marijke Paak, kyk, jy is baie welkom, dit is baie lekker, Ok, ja, ek dink dit is baie lekker, Marijke Paak, Marijke, as jy op is nog, ek gaan sommer die woord vir jou gee. Ek het absoluut net beleef dat jy soek absoluut na 'n dieper verhouding met God, en daar is so 'n begeerte in jou hart vir 'n face-to-face, aangesig tot aangesig ontmoeting wat jy begeer,
En dis net asof Jesus vir jou wil sê, look up my child, you will see me, open your eyes, open your spiritual eyes, en jy moet nie net rondkyk nie, maar behou jou fokus, kyk na Jesus, and you will see my glory, sê Jesus. So, somtyds voel jy of jy staan alleen, maar Jesus kom en hy sê, hy gaan jou kom volmaak nog met meer en meer van hom. So, want jy is vir hom kosbaar, you are precious in his sight. En God gaan ook jou restore, daar gaan ook herstel kom en healing kom. Ek weet nie waarmee sukkel jou nie, maar ek voel net dat God is besig om vir jou, hy gaan genesing bring. So hou jou fokus op hom, plaas jou fokus op hom en jy gaan absoluut net eenvoudig sien hoe God in jou lewe veranderinge gaan bring. So Marijke, baie sterkte en seën vir almal. Ja, ons het daar 'n boodskap ook van Trudy die Bison gekry wat kort getuienis daar gegee van 'n kind wat sy het eers gebid en het 'n kind op haar pad gekom wat sy gehelp het wat verdrink het en daarna het haar gebeure verander. Gaan lees die hele getuienis daar op die comments. Ons ek sien daar 'n boodskap van Andries by jou van jou gekom. So ons sal graag die konferensie weer wil herhaal. Ja. En in ander dorpe. So om al drie die sprekers te kry, gaan natuurlik 'n uitdaging wees. So julle begin bid dat ons dit wel kan doen. Waarskynlik gaan ons begin in Delmas en dan Harties en dan kan ons dit ook skuif. So ons bid daaroor, ons dink daaroor en julle gaan vir ons help. Dink daaroor. Amen. So dit is baie spesiaal. Duifie, baie lekker om met jou te gesels. Lucy, en dit is so lekker om jou ma te kon sien by die konferensie. Ons eer die Here ook vir dit wat hy in haar lewe kom doen het. Dis hy, mag julle elkeen geseënd wees in hierdie week wat voor lê. 'n mooi aand vir julle en baie seën. Dis hy. Mooi loop.